Ja, Here Jesus, ons wil U kom aanbid en U loof en U prys, want U is waardig. Dankie Here dat ons kan weet dat U is vandag hier. U is teenwoordig in hierdie gebou, U is teenwoordig in ons harte, U is teenwoordig in ons gedagtes. En is my gebed dat nou wanneer ons U woord gaan lees en daaroor dink en daaroor praat, dat U woord self vir ons sal kom oopbreek. Dat U dit in ons harte sal skryf. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is besig met ons reeks oor die 10 gebooie en ons is vanoggend by die 5de gebod. Die 5de gebod, ons het gesê die eerste 4 gebooie het te maak met ons verhouding na bo, na God. Terwyl die laaste 6 gebooie het weer te doen met ons verhoudings horisontaal, na mense rondom ons. Maar uiteindelik gaan dit alles maar oor ons verhouding met God. Hoe lyk die lewe van iemand wat opreg soos 'n kind van God wil leef? Ons kom nie die gebooie na, omdat ons dink ons punte kan wen in die hemel, of omdat ons bang is dat die Here ons gaan straf as ons dit nie doen nie. Nee, ons is vrygemaak van die wet. Die wet is nou vir ons 'n riglyn waarvolgens ons lewe kan inrig om ons dankbaarheid te wys vir dit wat die Here reeds gedoen het. Die 5de gebod, Eksodus 20 vers 12 sê: eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here God vir jou gee. Eer jou vader en jou moeder. In die 2020 vertaling staan nou: behandel jou vader en jou moeder met eerbied. Nou hierdie die Hebreëse woord wat vertaal word met eer of eerbied, is die Hebreëse woord kabet. En kabet is afgelei van die Hebreëse stam wat beteken gewigtig of swaar. En daarmee sê ek nie nou dat as jy aan jou ouers dink, dan moet jy dink hulle is gewigtig of swaar nie. Nee, asseblief nie. Maar die saak waaroor dit gaan, die eerbied en respek wat ons vir hulle moet hê, dit dra gewig. Jou ouers, die rol wat hulle in jou lewe speel, die gesag wat hulle oor jou uitoefen, dit dra gewig. Gee erkenning aan daai gewig. Dit is wat die 5de gebod eintlik vir ons sê. Daar's 'n uitdrukking in Afrikaans, maar nie net in Afrikaans nie, eintlik in baie tale, wat sê respek moet verdien word. Julle ken dit, nee. Respek moet verdien word. Julle, en dit is baie, baie waar. Respek is iets wat verdien moet word. Ongelukkig, in die wêreld waarin ons bly, is dit ook so dat daar mense is, ook ouers, wat op 'n manier optree of 'n leefstyl leef, wat regtig waar nie ons respek waardig is nie. Maar dan let op die woorde van hierdie gebod. Daar staan nie, respekteer jou ouers nie. Daar staan, behandel hulle met eerbied. In ander woorde, hierdie opdrag het niks uit te waai met wat in jou hart aangaan nie. Dit gaan oor hoe jy optree. En dis waar ons as gelowiges baie keer struikel en val met die Bybel, want ons lees sekere opdragte en ons dink, maar dis onmoontlik. Ons kan hierdie goed doen nie. Die Here Jesus wat gesê het, dat jy moet, hulle wat jou vloek, moet jy seën. Hulle wat jou vervolg, vir hulle moet jy lief wees, vir jou vyande moet jy lief wees. Dan sê ek, maar hoe kan ek iemand wat ek eintlik, wat my haat en ek so 'n bietjie haat, hoe kan ek hom lief hê? Maar die Bybelse definisies van hierdie woorde waarmee ons dikwels worstel, het meeste kere te doen met hoe jy optree, dit wat jy doen, en nie wat jy hier
in jou hart voel nie. Ons gaan net 'n bietjie verder daaroor gesels. Behandel jou ouers met eerbied. Dit is juis die ding wat ons as gelowiges anders maak. Dis deel van ons getuienis dat ons optree anders as wat die normaal is, anders as wat mense verwag, dat ons as 'n ou ons klap, dan draai ons die ander wang. En dit geld dan ook vir hierdie gebod, om eerbied te betoon aan mense wat dalk nie jou eerbied verdien nie. Hierdie gebod het natuurlik 'n grondbeginsel. Ons het gesê al hierdie gebooie het sekere fundamentele grondbeginsels waarop dit gebaseer is. Dit gaan nie net oor wat hier staan nie. En in hierdie geval is die grondbeginsel van hierdie gebooie eerbied en respek vir mense in gesagsposisies. Mense wat ouer as jy is, mense wat bo oor jou gestel is. Dit is die grondbeginsel van hierdie gebod. Romeine 13 vers 1. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is daar deur die beskikking van God. 1 Petrus 2 vers 13 tot 17. Omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser of hoogste gesag is, of die gouverneur of sy volmagtes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Julle hoor, ons moet die mense wat bo ons gestel het, wat bo ons is, moet ons eer. En meeste van ons is iewers in 'n werksopset, of jy was in 'n werksopset, en behalwe as jy so gelukkig, of sommige sal sê ongelukkig is om jou eie besigheid te hê, dan beteken dit jy het vir iemand anderste gewerk. En hierdie beginsel geld ook vir die persoon wat by die werkplek bo jou gestel is. Nou gelukkig, ons is vandag nie slawe nie, alhoewel sommige dalk so voel by die werkplek, maar die beginsels bly dieselfde. Efesiërs 6 vers 5. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar op terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. 1 Petrus 2 vers 18. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Julle hoor daai laaste een? Jou baas is dalk 'n pateet, of 'n idioot, of 'n buffel, wat onredelik is. Die Bybel sê, jy moet nog steeds eerbied aan hom betoon, hom met ontzag hanteer. Hierdie is vandag vir ons baie moeilik, in die tye wat ons vandag leef. Oor die laaste paar dekades het dit so gebeur, dat die gesag van autoriteitsfigure al hoe meer afgebreek is. En dit is ons eie skuld. Dis ons eie skuld. Die manier hoe ons praat van ons regering, van ons president en van ons ministers. Hemelmense, ek weet, daar is definitief 'n paar mense wat dalk 'n ander loopbaan moes mag gekies het ter wille van die land. Maar om hulle sleg te sê en sleg te praat, veral voor jou kinders, skep jy 'n slegte voorbeeld. Selfs met die burgemeester, die raadslede. Wat nog te sê van die skoolhoof en die onderwysers en die dominee? Hoe praat jy van daardie mense by ander mense? En dan weer eens veral daar waar jou kinders by is. O, die meneer is dan maar onregverdig. Nee, daai meneer weet nie wat hy doen nie. Daai meneer is 'n pateet. Ek wens so jy was eerder by die ander juffrou in die klas. Ek het al gehoor dat mense sulke goeders voor hulle kinders sê. Liewe mens, jy doen sonde. Jy doen sonde om die gesag van daai gesagfiguur af te breek. En 'n groot deel van ons land se probleme
of die wêreldse probleme waarin ons vandag sit, gaan nie omdat ons patetiese mense in gesagsposisies het nie, maar omdat ons die gesag van hulle in daai leiersposisies verkleineer het en afgebreek het tot self kindertjies wat so groot is, minagtend van ons leiers praat. Ons kan vandag 'n splinternuwe regering met topmense kry, en ons gaan nog steeds sukkel met dieselfde probleem. Want ons het 'n generasie geskep van jong mense en kinders wat nie meer autoriteit respekteer nie, oor die manier hoe ons praat van hulle in autoriteitsfigure. Dit is 'n groot probleem, en dit spoel deur tot in die kerk, waar die kerkraad, die ouderlinge, die diakens, die dominee, wat ek dan graag wil glo op 'n manier hulle gesag direk van die Here gekry het en deur hom geroep is, ook maar net geminag word. Jy doen nie jouself, jou kerk, jou gemeenskap of jou kinders, die volgende generasie, 'n guns om dit te doen nie. Die breë beginsel van die 5de gebod is eerbied en respek vir hulle wat in gesagsposisies is, vir hulle wat bo ons gestel is op een of ander vlak, of dit jou werkgewer is, of dit 'n minister, 'n raadslid, 'n onderwyser, 'n skoolhoof, 'n dominee, 'n ouderling, diaken is. Maar die Bybel fokus nogal sterk oor die feit dat kinders hulle ouers moet respekteer. Waarom? Want die verhouding tussen 'n ouer en 'n kind is die eerste gesagsverhouding waarin 'n kind is. Dis waar 'n kind leer wat gesag is en hoe om gesag te hanteer en te respekteer. As dinge daar verkeerd gaan, dan word daar 'n patroon vasgestel wat die res van daai kind se lewe by hom gaan wees. So ja, ons moet kinders grootmaak wat gesag kan respekteer. Maar dit is nou die ouers se verantwoordelikheid, en ek gaan iewers in die toekoms het ek 'n hele preek wat net daaroor gaan. Maar ek wil nou vas staan by ons as kinders se respek teenoor ons ouers. Efesiërs 6 vers 1. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op aarde. Kolossense 3 vers 20. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Die Here verlang dit nie omdat jy wonderlike, fantastiese ouers het nie, omdat hulle jou eerbied en respek waardig is nie. Die Here verlang dit omdat jy bely dat jy 'n kind van hom is, wat in hom glo. En dis 'n eis wat hy aan jou stel. Hy vra dat jy gehoorsaam sal wees. En ons neem hierdie goed as hopeloos te ligtelik vandag op. In die Ou Testament is daar ernstige opgetree as kinders nie hulle ouers gerespekteer het nie. Vandag se kinders sal dalk wegkom met 'n vingerwys. Hey, jy praat nie so met my nie. Of jy weet, dalk 'n rapsie op die bout, of dalk word die skermpie tyd van hom weggeneem, nee, die foon word afgevat. In die Ou Testament was dit 'n ernstige ding. Spreuke 30 vers 17. Die oë van 'n man, kan ek die teks op die bord kry asseblief? Die oë van 'n man wat met sy vader spot en vir wie dit benede hom is om sy moeder te gehoorsaam, sal uitgepik word deur die kraaie, opgevreet word deur die roofvoëls. Dis 'n bietjie erg, nie? In Eksodus 21 vers 15, wie aan sy pa of ma slaan, moet doodgemaak word. Vers 17, wie sy pa of ma vloek, moet doodgemaak word. Dis ernstige goeters hierdie hele. Dis nie speel nie. So, liewe kinders, en as ek nou sê liewe kinders, praat ek met ons almal, want ons almal is iemand se kind. En dalk
leef jou ouers nog van dalk of dalk nie, maar die beginsel is dit: respekteer hulle, behandel hulle met respek. Self half die manier hulle optree jou kwaad maak of jou teleurstel. Self al is hulle die naam ouer nie werd nie. Ek was vir baie lank 'n jeugwerker en ek het baie met jong mense gewerk en ek het gesien dat daar ouers is wat die aakligste, gruisaamste dinge aan hulle kinders doen. Paas wat hulle meisiekinders molesteer. Ouers wat hulle kind met 'n strykyster brand. Daar in Robertson waar ek jeugwerker was die kinderhuis was net oorkant die pad. Kinders wat wys hulle arms sigaretstompie brand waar ouers hulle met sigaretstompies gebrand het. Kinders wat fisies deur hulle ouers aangerand word, kinders wat emosioneel geverrenoveer word deur ouers. Ouers wat die naam nie werd is nie. Hulle walg my sulke mense. En dit mag ek in my hart voel. Maar die Here sê dat ons met almal met eerbied en respek hanteer. Maak nie saak hoe jy binne voel nie. Jy hanteer iemand met eerbied en respek. Nou hoor ek al, ja, doen my nie, maar mens moet nie vals wees nie. Nee, dis nie vals nie. Dis nie vals nie. Wat hier in jou hart uitkom, hier in jou hart gebeur, voor dit by die mond uitkom, moet dit eers hier verbygaan, by jou verstand, wat vir jou sê, hierdie is respekvol, hierdie is soos die Here wil hê ek moet lewe, hier bou ek aan die koninkryk van God en aan ons samelewing. Dit is nie valsheid nie, ons noem dit emosionele intelligensie of emosionele volwassenheid. Om nie alles wat jy sê of alles wat jy voel net uit te braak en te sê nie. En dan doen ons nie net hier en daar teenoor 'n vriend of vriendin nie, ons nou vandag nou sosiale media ook. Daar's mos nou honderde mense wat na my gaan luister as ek 'n post op Facebook of Instagram of TikTok of wherever sit. En dan gebruik ons hierdie platforms ook om mense af te kraak, af te breek. Emosionele intelligensie, volwassenheid, beteken dat ek kan iets op 'n manier voel. Maar ek laat nie my gedrag bepaal hoe ek voel nie. Weet julle wie doen dit? Klein kindertjies wat geen emosionele beheer het nie. 2-3-jariges. 'n terrible twos, nee. Hulle doen dit. Wat hulle voel is wat hulle skree en praat en raas. Ons is groot mense, maar meer is dit, ons as kinders van God het 'n verantwoordelikheid oor wat ons sê, oor wat ons praat van ons medemens, enige medemens. Of dit nou jou baas is en of dit Klaas is wat in die tuin werk. Die beginsel van respek en eerbied vir alle mense bly dieselfde. Maar dan teenoor hulle wat 'n gesagsposisie is, veral laat ons fokus dat ons vir hulle behandel met die nodige eerbied en respek. En ons ouers, hoe seer hulle jou ook gemaak het, hoe kwaad hulle jou ook gemaak het, wat se mislukkings as ouers hulle ook al was. Deel van die Christelike pakkie is verdraagsaamheid en vergifnis. Is vergeef maar daai ma of daai pa wat jou so seer gemaak het en teleurgestel het. En as jy vandag hier sit en jy sê dankie tog, ek het nie in so 'n huis groot geword nie, sê vir die Here dankie. Dankie Here dat dit nie vir my moeilik was om respek aan my ma en pa te toon nie, omdat hulle opgetree het en vir my 'n voorbeeld was van as 'n kind van God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja, U het U verhouding met ons beskryf as 'n verhouding tussen 'n ouer en 'n kind. Omdat U op so 'n manier wou vir ons sê dat U ons liefhet soos 'n pa wat net die beste vir sy kind wil hê. Wat alles vir sy kind sal opoffer, Here, en U het alles opgeoffer
om ons te red, sodat ons gelukkig kan wees. Dankie Hemelse Vader daarvoor. Here, maar ons aardse ma's en ons aardse pa skiet soms baie kort. Vergewe ons, Here, ons tekortkominge. Vergeef ons dat ons as ouers soms faal in die basiese dinge om ons kinders te leer om ander te respekteer, om gehoorsaam te wees, om U lief te hê. Help ons daarmee dat ons dit beter sal doen. En Here, dankie vir ons wat goeie ouers het. En dan wil ek ook bid vir hulle wat vandag hier sit en wat worstel hiermee. Wat as hulle aan ma of pa dink, daar nog 'n stuk wrevel in hulle harte lewe oor dinge wat in die verlede gebeur het, wat verkeerd geloop het. Here, kom help hulle vergewe, kom genees daai seer. En help ons om te weet daar is 'n ewige Vader, die perfekte Vader, wat vir ons 'n voorbeeld stel van hoe 'n ouer moet wees en hoe 'n kind sy ouer kan lief hê. Ek bid hierdie dinge alles in die naam van ons Here Jesus.